Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 29ste April 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, 3 polisiekonstabels verdwyn tydens 'n reis van Bloemfontein na Limpopo. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so: hofbevel is gemaak oor Suid-Afrika se begroting. 3 polisiekonstabels word vermis tydens 'n rit van Bloemfontein na Limpopo provinsie. Vrou van Oesterbaai se dood word deur polisie ondersoek. Verskeie items gekonfiskeer oor Paasnaweek. Kans vir nog reën groot gedurende die week. Bulle steeds nommer 3 op VRK punteleer. Skole rugby uitslaa van Paastoernooi bekend. Die polisie is eerder donderdag in Riepenroer nadat 3 konstabels vermis geraak het nadat hulle Limpopo provinsie gereis het. Die 3 se name is Sebenkulu Linda wat 24 jaar oud is, Keamogetswe Buys wat 30 jaar oud is en Boypole Senogwe wat 20 jaar oud is. Verskeie hooggeplaaste polisieoffisiere en die LER vir gemeenskapsveiligheid het 'n konferensie in Bloemfontein gehou oor die ernstige voorval in verband met die verdwyning van die 3 konstabels. Van hulle families was ook daar byeen gewees. Intussen word 'n beloning van R350.000 uitgeloof vir iemand wat positiewe inligting oor die 3 se posisie kan verskaf. Alhoewel hulle nie aan diens was tydens die verdwyning nie, word hulle verdwyning as ernstig beskou. Ooggetuienis vermeld dat hulle by die Grasmeer tolhekke by 'n garage aangedoen het. Die voertuig was toegerus met 'n sekuriteitsopsporingsstelsel, maar die sein is daar by die fulstasie afgeskakel. Alle kommunikasie met hulle selfoonsyne gaan ook nie deur na die betrokke konstabels nie. Dit blyk dat die 3 met 'n wit Volkswagen Polo gereis het. Daar word 'n beroep op mense gedoen om as hulle van enige iets weet, die noodlyn by 08600 10111 te skakel. Die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masimola, het aan die media gesê hulle is erg bekommerd omdat die 3 beamptes nie opgespoor kan word nie. Verskeie intelligensielede en speurders werk dag en nag om hierdie 3 op te spoor. Alle hulpbronne is volgens die polisiehoof aan hulle lede gegee wat sal help in die spoedige opsporing van hierdie beamptes. Hersiende begrotingsinstrumente kan nou opnuut deur Enoch Godongwana, minister van Finansies, by die parlement ingedien word. Dit was in reaksie op Sondag se skikkingsbevel van die Hooggeregshof in Kaapstad. Die bevel het 'n aanvaarde fiskale raamwerk en inkomstevoorstelle vir die begroting tersyde gestel en die BTW-verhoging van 'n halwe persentasiepunt wat donderdag van krag sou word, amptelik geskraap. Godongwana het in 'n verklaring van die nasionale tesourie benadruk dat hy in sy hofstukke ook uitstippel dat hy tot die skikking ingestem het. Godongwana sê verder in die verklaring dat die skrapping van die BTW-verhoging 'n inkomstetekort van ongeveer R75 miljard oor die volgende 3 jaar sal skep. Suid-Afrika se dringendste taak is om voor Julie 'n geloofwaardige 3de begroting vir die huidige boekjaar in die parlement ter tafel te lê. Die hofbevel volg op 'n bykomende verklaring wat die DA Vrydag laat by die hof ingedien het om te keer dat BTW op 1 Mei met 'n halwe persentasiepunt verhoog sal word. Helen Zille beskou die hofbevel as 'n oorwinning vir alle Suid-Afrikaners. 'n Week nadat Vanessa van Rensburg, wat 36 jaar oud was, 'n baie se ma van 2 minderjarige kinders onder raadselagtige omstandighede dood in 'n huis in Oesterbaai in die Oos-Kaap gevind is daar nog geen deurbraak in die moordondersoek gedoen nie. Die uitslag van die beserings en oorsaak van Rensburg se dood vorm deel van die ondersoek en sal dus nie in hierdie stadium aan die publiek bekend gemaak word nie. Die polisie is op 20 April na huis in Oesterbaai ontbied waarvan Rensburg op die vloer aangetref is. Die nooddienste het haar daar dood verklaar. Volgens die polisie het sy sigbare kneusplekke op haar liggaam gehad. Johan van Rensburg, Vanessa se broer wat in Ierland woon en onlangs na Suid-Afrika gereis het vroeër aan die koerante gesê sy suster sou binnekort by hom in Ierland gaan kuier het. Baie sterkte vir hierdie familie. Daar duisende kilogram dagga, gesteelde motors, vervalste sigarette, klere en skoene, horings en verbode kossoorte is van die smokkelware waarop die grensbestuursowerheid, die GBO, die naweek beslag gelê het. Die operasies by alle grensposte het van 15 tot 24 April geduur. 6.200 mense is aangekeer wat Suid-Afrika
in die 10 dae onwettig wou inkom of verlaat het. Die gebruik van waarnemingsommeltuie en liggaamskamera's het 'n drastiese impak op grensbestuur gehad. In die paastyd het die GBO 1,057 miljoen wettige bewegings in en uit die land by die 71 grensposte geregistreer. GBO wagte het ook beslag gelê op 4 voertuie en 1 motorfiets wat land uitgesmokkel wou word. Tot 'n 60% kans op reën word van dese week vir dele van die Wes- en Oos-Kaap voorspel, met die reën wat nog tot Vrydag sal voortduur. Die Wes-Kaapse Rampbestuursentrum het van dese maand gesê hy maak gereed vir 'n winter met verwagtinge van ondergemiddelde reënval en reën wat eers later in die seisoen sal val. In die suidelike en suidoostelike kusgebiede word onder normale temperature van April tot Augustus verwag, wat bo gemiddelde reënval wat in die noordooste van die provinsie sal voorkom ook verwag word. In die Oos-Kaap is daar 'n 60% kans op motreën in Kaberra, Kariga, Port Alfred, Oos-London, Hubertina, Maganda, Bishu. Asook 'n 60% kans op buie op Graafrenet en 'n 60% kans op reën vir donderweer in Fort Beaufort. Teen Vrydag is daar 'n 30% kans op reën in Hermanus, Grabouw, Kaapogillas, Riversdal, Mosselbaai, George, Plettenberg Baai en Oudtshoorn. 5 buitelandse burgers is by 'n plaashuis in Douglas in die Noord-Kaap met perlemoen met 'n waarde van sowat 2 miljoen rand in hulle besit betrap. Die huis en perseel is deursoek en verskeie houers met perlemoen is gevind. 5 verdagtes, 2 Malawiese burgers en 3 Chinese burgers is op aanklagte van die onwettige besit van perlemoen deur die polisie in hegtenis geneem. Die polisie in samewerking met die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing het die straatwaarde van die perlemoen op 1,9 miljoen rand geram. Onsekerheid is 'n belasting sonder inkomste. Daar kan nie toegelaat word dat onsekerheid die nuwe sekerheid word nie. Ministers van Finansies en presidente van sentrale banke van die G20 lande het pas 2 dae lank vir die lentebyeenkoms van die Internasionale Monetaire Fonds, die IMF en Wêreldbanke vergader. Enoch Godongwana, minister van Finansies, 'n media-konferensie gelei om kortliks te praat oor wat bespreek is en vra daaroor te kan beantwoord. Dit is die tweede keer dat die groep mense vanjaar byeenkom in die jaar wat Suid-Afrika tot die G20 toegelaat is. Hulle het in Februarie in Kaapstad ook vergader. Volgens Godongwana het Besant gepraat oor die redes vir die invoertariewe wat Amerika teen Suid-Afrika ingestel het. Kanyago sê ondanks die wisselvalligheid op marke is daar veerkragtigheid. Hy skryf dit toe aan die hervorming van regulasies na finansiële krisis van 2007 en 2008. Die Erling Pumas was gasheer vir die Suzuki Griquas wat bo aan die punteleer was en beide spanne wou met die wedstryd verseker om aan die bopunt te eindig, maar die Erling Pumas het 'n nalskraapse wen bewerkstellig en die Griquas het gewen met 39 teen 34 punte. In Oos-London het die Grens Bulldogs verloor teen 'n begeesterde oostelike provinsiespan wat regdeur in die wedstryd in beheer was in alle opsigte. Die eindtelling was Grens met 15 teenoor 41 punte van die OP Olifant. In die Boland Stadion in Wellington was die Cavaliers die gasheer vir die Luiperds en hier het die tuisspan voor 'n groot skare maklik 3 ingeryg. Die skare is getrakteer met goeie hardloop rugby deur die Cavaliers wat ook wil wys dat hulle in die boonste 4 spanne wil eindig. 80 waardevolle punte is opgestapel vir die Cavaliers en die Luiperds het met 0 punte huiswaarts gekeer. En welkom met die nou Wit Griffins. Die Pangela SVD Arende die stryd aangesê en ook het die tuisspan gesorg dat hulle ondersteuners weer ware vir hulle geld gekry het. Die skare was baie verbaal agter hulle spelers. Die Griffins het 57 punte en 27 punte vir die SVD Arende is aangeteken. In Bloemfontein het die stadion met 'n karige 3000 plus toeskouers saamgekom en die Toyota Cheetahs het gasheer gespeel vir die Valke. Die skeieregter Stefan Geldenhuys en sy 2 assistente Nico Bredenaan en Scott Olivier wat in beheer van die wedstryd was, het hulle goed van hulle taak gekwyt en gesorg dat die regte besluite geneem word. Spelle deurgangs gevloei, maar die tuisspan het die meeste balbesit gehad, dis hoekom die tellbord dit ook gewys het. Die Cheetahs se afrigters kan tevrede voel met die fasette in die wedstryd waaraan hulle spelers betrokke was en dit het wel vrugte afgewerp. Die eindtelling was 59 vir die Cheetahs en 17 punte vir die Valke. Die puntelys vir die SA beker sien so daarna uit. In die eerste plek is die Erling Pumas op 35 punte, in die tweede plek Griquas op 32,
gevolg deur die Cheetahs op 27 punte, in die 4de plek die Sanlam Boland Cavaliers met 25, in die 5de plek die Nova Wit Griffins ook op 25, in die 6de plek is die Valke op 20 punte, in die 7de plek die Eastern Province op 17 punte, in die 8ste plek is die Pangela SWD Arende met 7 punte, gevolg deur die Luiperds op 4 punte, in die laaste plek is die Grens Bulldogs met 2 punte. Selvin Davids sal aanstaande naweek die eerste keer die seisoen die Blitsbokke alleen aanvoer wanneer in Los Angeles Sevens toernooi in aksie sal wees. Toe David vanjaar teruggekeer het hy en Impie Visser die span saam aangevoer. David se boerling van Jeffreys Bay is 'n bedrewe leier. Hy het die Blitsbokke verlede jaar alleen in die Sevens reeks aangevoer en ook op die Olimpiese spele in Parys waar Suid-Afrika met 'n bronsmedalje huiswaarts gekeer het. Suid-Afrika se vroue sewe span gaan ook in Los Angeles toernooi in aksie wees. Die Suid-Afrikaners het gekwalifiseer vir die uitspeelwedstryde in Amerika, omdat hulle onder die voorste 4 spanne in die uitdagreeks die tweede liga klaargemaak het. Die naweekse VRK uitslae lyk soos volg. Ulster het 19 aangeteken teen die Sharks se 22 punte. Lionelli Scarlets het 35 aangeteken teen Leinster se 22 punte. Die Stormers het verras en 56 punte opgestapel teen Benetton se 5 punte. Ospreys het 57 aangeteken teen die Dragons se 24. Die Lions het ook verras en gewen met 'n totaal van 26 teen Connacht se 7 punte. Zebra het 25 aangeteken en Edinburgh ook 25. Cardiff Rugby het 26 opgestapel teen Munster se 21 punte. Die Warriors het verloor met 19 punte teen die Bulls se 26. Die VRK punteleer lyk so. In die eerste plek is Leinster op 67 punte, gevolg deur die Glasgow Warriors met 59 punte. In die derde plek is die Woudekom Blou Bulle met 58 punte. Die Sharks is in die 4de plek met 53 punte. In die 5de plek is Cardiff Rugby met 46 punte. In die 6de plek is die Stormers met 45. In die 7de plek Lionelli Scarlets met 43 punte. In die 8ste plek Benetton Rugby met 41 punte. Munster lê in die 9de plek ook op 41. In die 10de plek lê Edinburgh met 39, gevolg deur die Ospreys met 38. Ulster is in die 12de plek met 38 punte. Die Lions lê 13de met 35 punte. In die 14de plek is Connacht ook met 35. Zebra is in die 15de plek met 29 punte. In die laaste plek is die Dragons met 9 punte agter hulle naam. Die naweekse skole rugby uitslae lyk so. Alberton 53 teen Mondeor 0 punte. Benviljoene 22 en Vryheid het ook 22. Brandwag het 31 aangeteken teen Sasolburg se 0 punte. Garsfontein het 25 opgestapel teen Affies se 41 punte. Help mekaar het 33 aangeteken teen Mendou Park se 36. Kes het 17 aangeteken en Parktown 14. King David School het 67 aangeteken teen Victoria Park se 7. Oosmoed het 23 aangeteken teen HTS Middelburg se 21. Pretoria Boys High het 28 punte aangeteken en Maritzburg College het gewen met 45 punte. Swartkop het 74 aangeteken teen Heidelberg Volksskool se 12 punte. Kisney College het 32 aangeteken teen Glenwood se 31. Michael House het 61 punte opgestapel teen Peter House se 0. St. Charles College het 14 aangeteken teen Hilton College se 74. Burgersdorp het 19 aangeteken teen Landboudal se 7. Grey College het verloor met 31 punte teen Parel Gymnasium se 43 punte. Piet Potgieter het 33 aangeteken teen Eric Lou se 29. Die Bloemfonteinse atleet Luzaan Coetzee het onlangs haar 3de Londen Marathon voltooi, maar die keer was het anders. Coetzee gesigsgestremde atleet en Michelle Reinders het mekaar in November verlede jaar by die Bloemfonteinse Stridersklub ontmoet en 'n gedeeltelike liefde vir lang afstand hardloop het hulle laat besluit om 42,2 km in Londen saam aan te durf. Reinders, wat aan Bloemfontein as 'n haarkapster werk, het saam met Coetzee oor die eindstreep beweeg in 'n tyd van 3 ure, 43 minute, hand aan hand en met groot glimlagte. Die Londen Marathon bly een van haar gunsteling wedlope. Volgens haar is dit deels danksy die minimale tydverskil met Suid-Afrika, maar ook oor ondersteuning van die toeskouers. Suid-Afrika kom vandag in Colombo in sy eerste wedstryd in die driehoekige eendagreeks teen Indië te staan. Die Indiërs het Sondag die reeks met 'n klinkende oorwinning van 9 paltjies oor Sri Lanka begin.
Die veelsidige Marizaan Kaap, wat 35 jaar oud is, het nie na die subcontinent gereis nie, omdat sy 'n ruskans kry met die oog op die Wêreldbeker toernooi in eendag kriket, wat van 29 September tot 26 Oktober in Indië aangebied word. Ons het ander naadboulders, wat ook veelsidige spelers is, soos Nadine de Klerk en Annelie Derksen in die groep. Hopelik is hulle in staat om die leemte te vul. Smriti Mandhana, 'n hotlou aanvangskolwer, het verlede jaar die eerste vrouespeler geword wat 400 talle in 'n kalenderjaar in internasionale eendag kriket kon aanteken. Vir die Proteas is die driehoekige reeks 'n belangrike boublok met die oog op vanjaar se Wêreldbeker toernooi. Dit is hulle eerste wedstryd in enige formaat van hierdie spel, sedert hulle in Desember teen Engeland in 'n toets in Bloemfontein gespeel en ook verloor het. Die begintyd van die wedstryd is om 06:30, word regstreeks gestroom op die Sri Lankaanse Kriketraad se YouTube blad. Die 38-jarige El Roy geland, 'n boerling van George, wat nou as 'n menslike hulpbronbeampte verbonde aan die Noordwes Universiteit in Potchefstroom, het 4de in die Hamburg Marathon geëindig. Geland het in homself geglo en geweet hy kan dit doen. Ek het in my eie vermoë geglo en het geweet my voorbereiding was goed. Alles het op die Olimpiese spele in Parys begin, het hy gesê. Toe ek 11de geëindig het ek myself gesê, "Oké El Roy, jy is in staat om iets spesiaals te maak." Ek was sielkundig reg ingestel vir hierdie wedloop, het hy ook aan die koerante gesê. Geland wat al die laaste 20 jaar deur die oud Springbok atleet Jean Verster in Potchefstroom afgerig word, sê die uitkyk het hom in staat gestel om in homself te glo. Met sy vertoning Sondag het hy seker gemaak van sy plek in die marathon op die Wêreldbeker byeenkoms wat in Augustus in Tokio aangebied word. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek vir vandag lyk so: Messina 1828, Polokwane 1524, Lephalale 1829, Mbombela 1525, Mahikeng 1526, Pretoria 1424, Johannesburg 1727, Ermelo 1121, Richards Bay 2128, Pietermaritzburg 1325, Durban 1926, Port St Johns 2028, Bethlehem 1021, Bloemfontein 1424, Allewal Noord 1425, Welkom 1525, Vryburg 1526, Kimberley 1726, Appington 1930, Prieska 1727, Springbok 1627, Karasburg 2030, Keetmanshoop 2031, Mariental 1930, Alexander Bay 1519, Brandvlei 1929, Loudrich Bay 1825, Vredendal 1527, Kaapstad 1518, Sutherland 1423, George 1619, Jeffreys Bay 1722, Cabarra 1725, Graafreinet 1528, Oos-London 1927, De Aar 1625, Molteno 13 in die oggend, 23 in die middag, Beaufort Wes 19 en 29. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.49 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.89, die euro kos R21.12, die pond verhandel teen R24.85, die yen kos 13 sent, die prys van silwer is $33.16 Amerikaanse sent, die prys van goud is $3,347 per fyn ons, die prys van Brent olie is $66.88 Amerikaanse sent per vat. Ons gedagte vir die dag lyk so: elke dag het 24 ure, neem uur vir uur, moenie haastig wees, jy sal by jou doel uitkom, hou moed. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe. 'n aangename dag word vir julle toegewens.